Goeiemôre. Jy luister na die 66ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons werksure in perspektief gesien. Selde dink 'n mens aan hoeveel tyd jy by die werk spandeer. Deesdae kan 'n mens eerder sê hoeveel tyd jy aan jou werk spandeer. Want ons gaan nie almal meer na ons werk toe nie. COVID-19 het gemaak dat baie meer mense as ooit voorheen van die huis af werk. Maar kom ons stel dit in elk geval in perspektief. Gestel iemand word 80 jaar oud, dan sal die gemiddelde tyd wat hulle aan sosialisering met vriende spandeer het, min of meer 8800 ure wees. Die tyd saam met 'n lewensmaat of huweliksmaat sal ongeveer 9500 ure wees. Maar by die werk meer as 112000 ure. Dit is die gemiddeld van 'n 2017 studie oor hierdie tema. Dit plaas ons werksure in perspektief. 'n Vriend van my maak nou die dag die opmerking dat hy het ergens gelees dat teen ouderdom 12 het jy meer tyd saam met jou kind spandeer as wat jy ooit vir die res van jou lewe tye saam met daardie kind sal spandeer. Daar is 'n bekende gesegde wat lui: niemand wens ooit op hulle sterfbed dat hulle langer ure gewerk het nie. Die Harvard-studie het hierdie gesegde as 'n feit gestaaf. Op hul ou dag sê niemand hulle wens hulle het langer ure aan werk spandeer nie, maar eerder met geliefdes en vriende. Een van die ingenieurs van die studie het aangedui hoe belangrik sy werk vir hom was, hoeveel werksbevrediging hy ervaar het om projekte betyds af te handel. Tog het hy hartseer vertel dat sy werk 'n groot impak gehad het op sy huwelik en gesinslewe. Nie alleen die tye wat hy weg van die werk af was nie, maar ook wanneer hy tuis was. Selfs wanneer ek by die huis was ek dikwels emosioneel afwesig. En toe ek op 'n dag omdraai, het ek besef dat dit te laat is. Dit verg 'n besondere vermoë om balans te vind tussen ons werksverantwoordelikhede en om tyd saam met ons geliefdes te spandeer. Goeie tyd, aandagtige tyd. Soos ons al gesê het, if you are in the room, be in the room. Kom ek vertel julle 'n storie. Een Vrydagmiddag was 'n vrou opgewonde besig om die laaste goed te pak vir hulle naweek weg. Binne oomblikke sou haar man by die huis wees en dan kon hulle ry, want vir die eerste keer in 'n lang tyd sou hulle vir 'n naweek kon weggaan. Hy het ingestap gekom en dadelik aangekondig dat hulle eers Saterdagmiddag sal kan ry. Sy werkgewer het hom gevra om Saterdagoggend in te kom om werk te kom doen. Sy het baie ongelukkig gereageer en protes aangeteken dat sy werkgewer op sulke kort kennisgewing so iets kon doen. Sy wou ook weet of hy ten minste probeer het om hulle kant van die saak te verduidelik. Maar hy het volgehou dat dit iets is wat hy net eenvoudig moes doen. Terwyl sy aartappels geskil het hy langs haar gestaan en haar gewys op hoe 'n moeilike tyd hulle deur is, hoe sleg dit vir hom was om vir 'n lang tyd nie werk te gehad het nie, en hoe belangrik dit vir hom was om nou hierdie werk nie alleen te behou nie, maar om die werkgewer te beïndruk. Sy het weer geantwoord, sy verstaan dit, maar dat hy reeds baie ure oortyd gewerk het, en dat hulle al lank hieraan beplan het, en dat sy ook eers in sy beplanning moet inpas. Die gesprek het intenser geword, en op 'n stadium het sy so gefrustreerd geraak, dat sy met mening die aartappel in die wasbak gegooi het, met genoeg momentum dat die aartappel teen die kurwe van die wasbak presies genoeg momentum gehad het, om die arme man amper te onthoof. Dit natuurlik die konflik 'n paar kepe opgeskuif op hulle rigterskaal. Dit het in 'n geskreeu ontaard. Hy sê skreeu vir haar, ek doen dit vir jou, vir ons. Ek wil net 'n goeie man wees wat vir sy huisgesin sorg. Ek wil vir jou al die dinge gee wat jy nog altyd wou hê. Waarop sy desperaat skree, ek soek niks van daai goed nie. Ek soek vir jou. Terwyl sy haar hande op sy skouers sit. Eenmaal het 'n paartjie vir huweliksberading gegaan. Een van die klagtes wat sy gehad het, was die geweldige lang ure wat hy werk.
Sy besigheid is van so 'n aard dat hy van die huis af werk. Sy het die voorreg gehad om 'n huisvrou te wees. En deel van haar klagte was dat hy, selfs wanneer hy teenwoordig was, vir kort tydjies, nie regtig teenwoordig was nie. Hy het dit verdedig en gesê dat alles kom op hom af en dat hy die verantwoordelikheid het om die besigheid sterk te hou ter wille van sy kinders, om vir hulle 'n toekoms te gee. Die huweliksberader het vir hom gevra hoe hy van oordeel is wat die belangrikste dinge vir 'n kind is om uiteindelik vir hulle 'n toekoms te gee. Hy het geantwoord dat dit vir hom belangrik is om 'n finansiële nalatenskap vir die kinders te gee, aangesien die omstandighede in ons land so geweldig kompleks is. Hy sou nie wou toesien dat sy kinders eendag arm is of sukkel nie. Die beraader vra hom toe hoe belangrik hy dink sy teenwoordigheid en emosionele teenwoordigheid is in die nalatenskap in sy kinders se lewens. En toe die gesprek steeds oor 'n hele tydperk vaag bly, toe vra die beraader vir hom: So as jou kinders met jou tyd sou wou spandeer, wat sou hulle jou moes betaal per uur om vir hulle daar te wees? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, vrede te maak, geduldig en vriendelik te bly, met goedheid in ons harte, getrou te wees, en met sagmoedigheid en selfbeheersing op te tree. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort, en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek myself blywend ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.